Baie goeiemôre aan almal. Is daar nog enige iemand wat 'n psalmboekie kort, 'n psalmgesangeboekie kort? Steek gou jou hand op, dat ons net seker maak ons kry dit by almal uit. Andersins dan sing ons van die boekies en van die selfone af vandag. Ons verwelkom u in die huis van die Here. En kom ons sit dan so en verootmoedig ons onsself in die teenwoordigheid van ons koning. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die drie-enige God, die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees is met elkeen van ons. Amen. Kom ons sing dan nou tot lof van die Here. Psalm 68. Psalm 68. Dit is 'n krygslied. Dit gaan oor God wat 'n kryger is. Hy maak oorlog in ons plek. En so kom ons sing hierdie pragtige Psalm 68 en ons sing daarvan vers 1, 9 en 14. Psalm 68. Ons sing daarvan vers 1, 9 en 14. Daarna kan u weer gaan sit.
Ons gaan nou Eksodus 20 lees. Dit is die wet van die Here. Hierdie deel van die erediens is die versoeningsdiens. Ons het nou die Here se lof gesing, ons het in sy tempel ingekom. Hy het ons verwelkom, ons het hom geprys en dan kondig hy vir ons sy wet aan. Hy vertel vir ons wat hy van ons verwag. En ons reaksie dan daarop gaan wees om ons skuld te bely. So, ek gaan dit nie weer aankondig nie. Jy kan dit nou solank opsoek. Ons gaan sittende, nadat ons die wet gelees het, gaan ons direk sittende Gesang 63 sing. Direk nadat ons die wet gelees het, gaan ons sittende Gesang 63 vers 1 tot 4. Al 4 die verse van Gesang 63 as skuldbelydenis sing, direk na die voorlesing van die wet. Kom ons lees dan die wet van die Here en ons meet onsself hieraan, ons toets onsself aan God se standaard vir ons lewens, sodat ons hierna ook ons skuld en opregtheid kan bely en deur die Here vergewe mag word. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
U kan nou staan vir die vryspraak van die Here. Die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, verklaar in sy woord dat elkeen wat 'n belydenis van die skuld gedoen het, wat kom uit 'n opregte geloof, van daardie sonde skuld vrygespreek word. Maar aan hulle wat in die sonde volhard, verkondig die drie-enige God ook sy ewige oordeel. Ons mag lees in Jesaja 1 vers 16 tot 20, Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Kom nou, en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Dit is die genade van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Kom ons doen nou 'n geloofsbelijdenis, en ons doen dit vandag singende. Ons sing die beruiming van die geloofsbelijdenis, Gesang 82, al drie die verse, dit is die beruiming van die apostoliese geloofsbelijdenis, so ons sing Gesang 82, vers 1 tot 3, en daarna kan u weer gaan sit. Kom ons blaai nou in ons Bybels na Rigters hoofstuk 4 en 5. Dit is waaruit ons gaan lees vir die skriflesing, Rigters 4 en 5. Hierdie is 'n bekende gedeelte. Rigters 4 en 5 vertel vir ons van Deborah en Jael. Dit is 'n bekende gedeelte. So, die boek Rigters, daar's verskillende maniere hoe 'n mens aan die tema van die boek van Rigters kan dink, die boodskap van Rigters.
Daar's verskillende maniere hoe jy dit kan beskryf. Iets van die kern van rigters is dit is 'n verlange na 'n koning om die probleme van die wêreld te kom uitsorteer. So Rigters is nie eintlik 'n baie positiewe boek oor mense se omstandighede nie, veral nie die volk Israel se omstandighede in daardie tyd nie. Die boek begin en eindig met die frase: in daardie dae was daar geen koning in die land nie en elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. So dit is in 'n sin pessimisties as jy net die boek in isolasie sou lees, maar dit verlang na koning Dawid wat moet kom en juis die chaos wat daar in Rigters is, kom uitsorteer. En uiteindelik verlang dit na die ware Dawid, die groter koning, Jesus Christus. En in ons omstandighede kan ons ook na hom verlang om terug te kom na ons wêreld en die chaos in ons wêreld te kom uitsorteer. So een van die maniere hoe jy dalk die boodskap van Rigters sou kon opsom, is jy sou kon sê dit gaan oor hoe om in onderste bo wêreld te leef. Hoe om in onderste bo wêreld te leef. Die volk daardie tyd was in onderste bo wêreld waar dinge nie plaasvind soos wat dit moet plaasvind nie. En in 'n sekere sin kan ons sê ons leef vandag ook in onderste bo wêreld, 'n wêreld waar mans vroue genoem word en waar goed sleg genoem word en waar wit swart genoem word en waar lig duisternis genoem word, waar noord suid genoem word en waar 2 + 2 gelyk aan 5 kan wees. Dit is die wêreld waarin ons leef, 'n onderste bo wêreld, en Rigters gaan oor ons wat in so 'n wêreld leef. Hoe is ons veronderstel om dit te doen? En iets wat jy hier gaan baie duidelik sien in ons teksgedeelte, in Rigters 4 en 5, gaan oor ons moet leef met 'n verlange na die ware koning, wat ons van die vyande sal verlos. Nou ons gaan Rigters 4 en 5 lees, terwille van die konteks, want dit vertel vir ons die geskiedenis van Deborah en Jael. Ons gaan nie by die hele deel stil staan nie, so ons gaan fokus op Rigters 4, vers 17 tot 22, wat vir ons van Jael vertel. Dit is die klimaks van hierdie deel. So Rigters 4 is die geskiedenis van Deborah en Jael, en dan Rigters 5 is 'n gedig, 'n lofsang van Deborah en Barak oor dieselfde gebeure. So ons gaan al twee hoofstukke lees, maar ons gaan stil staan by Rigters 4, vers 17 tot 22. Kom ons hoor dan die woord van die lewende God. Maar na die dood van Ehud, het die kinders van Israel weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Daarom het die Here hulle verkoop in die hand van Jabin, die koning van Kanaan, wat in Hasor geregeer het. En sy leerowerste was Sisera, 'n inwoner van Haroset, van die heidene. En die kinders van Israel het die Here aangeroep, want hy het 900 eysterwaans gehad, en die kinders van Israel 20 jaar lank swaar verdruk. En Deborah, 'n profetes, die vrou van Lapidot, het in die tyd Israel gerig. En sy het gesit onder die palm van Deborah tussen Rama en Bethel op die gebergte van Efraim, en die kinders van Israel het na haar opgegaan vir regspraak. Toe laat sy Barak, die seun van Abinoam, uit Kedes in Naftali roep en sê vir hom: het die Here, die God van Israel, nie bevel gegee nie, gaan, trek na die berg Tabor en neem 10.000 man van die kinders van Naftali en van die kinders van Sebulon met jou saam. Dan sal ek Sisera, die leerowerste van Jabin, met sy strydwaans en sy menigte na jou, na die spruit Kison trek, en ek sal hom in jou hand gee. Maar Barak sê vir haar: as u met my saamtrek, sal ek gaan. Maar as u nie met my saamtrek nie, gaan ek nie. Toe sê sy: ek sal sekerlik met jou saamtrek, maar die eer sal nie joue wees op die pad wat jy sal gaan nie, want die Here sal Sisera in die hand van 'n vrou verkoop. En Deborah het opgestaan en saam met Barak na Kedes getrek. Daarop het Barak Sebulon en Naftali bymekaar geroep na Kedes toe, en 10.000 man het op sy voetspore opgetrek, en Deborah het saam met hom opgetrek. En Heber, die Keniet, het hom afgeskei van Kain, van die kinders van Hobab, die swaar van Moses, en het sy tente opgeslaan tot by die terpentynboom by Saanaim, naby Kedes. En toe hulle aan Sisera berig bring dat Barak, die seun van Abinoam, na die berg Tabor opgetrek het, het Sisera al sy strydwaans, 900 eysterwaans, en al die manskappe wat by hom was, uit Haroset, van die heidene, na die spruit Kison bymekaar geroep. Daarop sê Deborah vir Barak: maak jou klaar, want dit is die dag waarop die Here Sisera in jou hand gee. Trek die Here nie voor jou uit nie,
Toe trek Barak van die berg Tabor af en 10.000 man agter hom aan. En die Here het Sisera met al die waans en die hele leer deur die skerpte van die swaard in verwarring gebring voor Barak uit. En Sisera het van sy wa afgeklim en te voet gevlug. Maar Barak het die waans en die leer agterna gejaag tot by Haruset van die heidene. En die hele leer van Sisera het deur die skerpte van die swaard geval. Daar het selfs nie een oorgebly nie. En dan die deel waarop ons gaan fokus, vers 17 tot 22. Toe vlug Sisera te voet na die tent van Jael, die vrou van Heber die Keniet, want daar was vrede tussen Jabin, die koning van Hasor, en die huis van Heber die Keniet. En Jael het uitgegaan, Sisera tegemoet en vir hom gesê, draai uit, my heer, draai uit na my, moenie bang wees nie. En hy het na haar uitgedraai, na die tent, en sy het hom met 'n kombers toegemaak. Daarop sê hy vir haar, gee my tog 'n bietjie water om te drink, want ek het dors. Sy maak toe die melksak oop en laat hom daaruit te drink en maak hom weer toe. En hy sê vir haar, gaan staan by die tentdeur en as iemand kom en jou vra en sê, is hier iemand, antwoord dit dan, nee. Toe neem Jael, die vrou van Heber, 'n tentpen en vat die hamer in haar hand en gaan stilletjies na hom en dryf die pen terwyl hy vas aan die slaap was, dwars deur die slaap van sy hoof, sodat dit in die grond indring. So het hy dan bewusteloos geword en gesterwe. En kyk, terwyl Barak Sisera agtervolg, gaan Jael uit hom tegemoet en sê vir hom, kom, en ek sal u die man wys wat u soek. En toe hy by haar inkom, lê Sisera daar dood met die pen deur die slaap van sy hoof. So het God dan op die dag Jabin, die koning van Kanaan, voor die kinders van Israel onderwerp. En die hand van die kinders van Israel het al swaarder gaan druk op Jabin, die koning van Kanaan, totdat hulle Jabin, die koning van Kanaan, uitgeroei het. Op die dag het Debora en Barak, die seun van Abinoam, gesing en gesê, omdat aanvoerders aangevoer het in Israel, omdat die volk hom gewillig getoon het, prys die Here, hoor o konings, luister o vorste. Ek, tot eer van die Here wil ek sing, tot eer van die Here, die God van Israel, wil ek psalm sing. Here, toe u uitgetrek het uit Seir, toe u voortgestap het uit die veld van Edom, het die aarde gebeef, ook het die hemel gedrup, ook het die wolke water gedrup. Berge het gewankel voor die aangesig van die Here uit, hierdie Sinaï voor die aangesig van die Here, die God van Israel. In die dae van Samgar, die seun van Anat, in die dae van Jael, was die paaie verlate en die reisigers het langs sy paaie gegaan. Leiers het ontbreek in Israel, ontbreek, totdat ek, Debora, opgestaan het, ek, 'n moeder in Israel, opgestaan het. Kies hulle nuwe gode, dan is daar oorlog in die poorte. Was daar skild of spies te sien onder 40.000 in Israel? My hart is vir die aanvoerders van Israel, wat hulle gewillig betoon het onder die volk. Prys die Here. Julle wat op wit eselinne ry, wat op tapuite sit, wandelaars langs die paaie, dink na. Vanweer die stem van die boogskutters tussen die drinkplekke, besing hulle daar die regverdige dade van die Here, die regverdige dade van sy leiding in Israel. Toe het die volk van die Here afgetrek na die poorte toe. Word wakker Debora, word wakker, hef 'n lied aan. Staan op, Barak, en voer jou gevangenes weg, seun van Abinoam. Toe het die oorblyfsel van die vername manne van die volk afgetrek, toe het die Here vir my afgetrek onder die helde. Uit Efraim, die wat hulle wortel in Amalek het, Benjamin, agter jou aan, onder jou manskappe, uit Magier trek die aanvoerders af, en uit Sebulon, die wat met die werwersstaf uittrek. En vorste in Isaskar met Debora saam, en Isaskar soos Barak, in die dal storm hulle op sy voetspore, in die afdelings van Ruben was die voornemens van die hart groot. Waarom het jy tussen die veekralle bly sit en luister na die fluitspel by die troppe vee? In die afdelings van Ruben was die voornemens van die hart groot. Gilead het rustig oor kan die Jordaan gebly, en dan, waarom vertoef hy by die skepe? Aser het bly sit aan die seekus en aan sy baie rustig gebly. Sebulon is 'n volk wat sy siel gering ag tot die dood toe, ook Naftali op die hoogvlaktes. Konings het gekom, geveg. Toe het die konings van Kanaan geveg by Taanach, by die waters van Megiddo. Geen stuk silwer het hulle geneem nie. Uit die hemel het die sterre geveg, uit hulle bane het hulle teen Sisera geveg. Die spruit Kison het hulle afgedrywe, die spruit van ontmoeting, die spruit Kison. Tree op, my siel, met mag. Toe het die perdepote geklap van die gejaag van hulle geweldiges. Vloek Meros, sê die engel van die Here, ja, vervloek sy inwoners, omdat hulle die Here nie tot hulp gekom het nie, die Here tot hulp onder die helde.
Mag bo die vroue geseënd wees Jael, die vrou van Heber, die Keniet, geseënd wees bo die vroue in die tent. Water het hy gevra, melk het sy gegee, en 'n suurlike skottel het sy dikmelk gebring. Haar hand steek sy uit na die tentpen en haar regterhand na die werksman se hamer, en sy hamer Sisera verpletter sy kop en verbrysel en deurboor die slaap van sy hoof. Tussen haar voete sak hy in mekaar, val, lê daar, tussen haar voete sak hy in mekaar, val, waar hy in mekaar sak, daar lê hy, morsdood. Deur die venster kyk die moeder van Sisera uit, en sy roep deur die venstertralie, waarom vertoef sy wa om te kom? Waarom versuim die passe van sy waaspan? Die skranderste van haar vorstinne antwoord haar, ja, sy self antwoord op haar woorde. Hulle het seker byt gevind en verdeel dit. 1 slavin, 2 slavinne vir elke man, 'n byt van bondklere vir Sisera, 'n byt van bondklere, veelkleurige, 'n bonddoek, 2 veelkleuriges as byt vir my hals. So moet al u vyande, Here, omkom. Maar die wat hom liefhet, is soos die opgang van die son in sy krag. En die land het 40 jaar lank gerus. Ons lees so ver uit die woord van die Here. Ek vra dan aan die broeders staan en dan bid ons saam. O Here onse God, U is groot en magtig. U verlos U volk uit die hande van haar vyande. U het dit daar gedoen in die tyd van Deborah en Jael. U het dit gedoen toe Christus aan die kruis gehang het. U het dit soveel keer al in die geskiedenis van ons volk gedoen en U kan dit ook vandag vir ons doen. In ons persoonlike omstandighede, in ons politieke omstandighede, U kan ons verlos, Here, en daarom vertrou ons op U en ons wag op U. Ons gebed is dat U ons oë sal oopmaak om Jesus Christus altyd te sien, om op hom te wag, om ons oë gefestig te hou op hom, om te weet, hy is die enigste een wat ons deur sy gees kan lei om in hierdie onderste bo wêreld te leef. Ag Here, ons bid vir hom, ons bid vir U seun, ons bid vir sy koningskap in hierdie wêreld, en ons bid dat U tog sal gee dat mense oor die ganse wêreld vir Jesus Christus as koning, Heer en verlosser sal erken. Gaan tog met ons nou deur die woordverkondiging, help ons om hierdie gedeelte te verstaan, maar nie net om dit te verstaan met ons koppe nie, maar ook met ons harte en met ons hande. Help ons om hierdie verlossing wat U vir ons hier wys, en ook spesifiek die verlossing wat Jesus Christus vir ons gebring het, om daardie verlossing uit te leef in ons daaglikse lewens. Ons bid dit net omdat U ons God is en U so goed is vir ons en U genade oneindig is. Daarom bid ons dit in die naam van Jesus en deur die werking van die Gees. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, ek wil vanoggend begin met 'n vraag. Hoor die vraag: wat is 'n vrou? Wat is 'n vrou? Mens kan dalk sê dit is die vraag van ons dekade, die vraag van die dekade. Omtrent 4 jaar terug het almal hierdie vraag gevra. Daar was groot opspraak gewees in die hele wêreld. Wêreldnuuswyd was 'n opspraak gewees want 'n regter wat vir 'n onderhoud gegaan het, die regter Jackson wat vir 'n onderhoud gegaan het vir die Hooggeregshof in Amerika, is hierdie vraag gevra. En hierdie vrou, wat die regter is self 'n vrou, sy's 'n swart vrou gewees en sy het opspraak oral gemaak want sy is 'n baanbreker, het almal gesê. Kyk hierdie swart vrou wat 'n baanbreker is, wat op die Hooggeregshof van die Verenigde State van Amerika gaan wees. Almal het haar geprys vir die feit dat sy 'n vrou is, en toe vra iemand vir haar, wat is 'n vrou? En u sal dalk haar antwoord nog onthou. Ek weet nie, want ek is nie 'n bioloog nie. Ek is nie 'n bioloog nie. En almal het daaroor gelag, want dit is belaglik. Jy hoef nie 'n bioloog te wees om te weet wat 'n vrou is nie. In dieselfde jaar, 2022, het die bekende politieke kommentator Matt Walsh uitgekom met 'n dokumentêr wat hierdie spesifieke vraag vra. Wat is 'n vrou? What is a woman? En deur die dokumentêr gaan hy van die een liberale sogenaamde genderdeskundige na die volgende. Hy gaan na almal en vra vir hulle, wat is 'n vrou? En een vir een sien 'n mens dat niemand hierdie vraag skynbaar kan of wil antwoord nie. Niemand weet wat 'n vrou is nie.
Vir ons as Christene is dit baie relevant. Dis wesenlik vir ons om te weet, wat is 'n man, wat is 'n vrou? Hoe het God ons gemaak? Dit gaan oor, hoe leef ons in God se wêreld? Dis wesenlik vir die rol van die kerk om te besef, wie is 'n man, wat is 'n man en wat is 'n vrou? Hoe is ons veronderstel om op te tree? Veral in die wêreld waar ons tans leef, waar mans en vrouens hanteer word asof dit sommer maar net 'n veselkopieë van mekaar is. Ons is net kopieë van mekaar. Jy kan omruil en hulle wissel en jy kan ergens op 'n spektrum tussen man en vrou geplaas word met die 82 geslagte wat daar skynbaar is en wie weet wat ook al jy kan wees, maak nie eintlik saak nie. Daar is nie soos 'n man of 'n vrou nie, maar daar is en ons weet nie wat aan die gang is. Niemand weet nie, niemand kan die vraag antwoord nie. Vir ons in hierdie wêreld is dit lewensbelangrik om te weet wat is 'n man en wat is 'n vrou. En hierdie gedeelte, interessant genoeg, hierdie gedeelte van Deborah en Jael, die Bybel het baie gedeeltes wat vir ons leer van wat is 'n man, wat is 'n vrou. En hierdie gedeelte, interessant genoeg, gaan ook daaroor, gedeeltelik. Dit vertel vir ons van die rol van 'n man en die rol van 'n vrou. Iets wat jy hier sien juis, is jy sien wat die rol van 'n vrou is, wanneer mans nie hulle rol vervul nie. En dit is interessant om dit hier te sien. So ons kan sê die gedeelte gaan natuurlik oor God. God is altyd die fokus van die Bybel, God is ook die fokus van hierdie gedeelte. Dit is God wat sy volk verlos. Maar hy doen dit deur 'n vrou wat die werk van 'n man doen. Dis die tema. God verlos sy volk deur 'n vrou wat die werk van 'n man doen. So jy kan die tema opsom soos volg: wanneer God 'n vrou gebruik om 'n man se werk te doen. Nou hierdie gedeelte gaan nie oor feminisme nie, alhoewel mense vandag het probeer om dit te gebruik om moderne feminisme te ondersteun. Dit gaan nie oor feminisme nie. Dit gaan eintlik oor God op die ou end van die dag. God, en wat doen hy? Hy verlos sy volk. En iets wat ons hier kan sien, is ons sien hoe dit lyk wanneer hy dit deur 'n vrou doen, en spesifiek in hierdie onderste bo opset waar vrouens soms mans se plek kan inneem. Daarom is dit baie relevant vir ons vandag. As ek dalk so kan begin en net vir die vrouens vandag vra, is jy 'n vrou soos hierdie? En vir die paas vandag kan vra, wil jy hê jou dogters moet soos hierdie wees? En die antwoord is veronderstel om ja te wees. Ons soek vrouens in die kerk, ons soek vrouens in die Christendom wat so cool soos 'n komkommer kan wees terwyl hulle die tentpen deur die kop van die vyand slaan. Dit is wat ons soek. Hier is die tipe vroue wat ons veronderstel is om in ons lewens te wil hê. En dit is wat ons dit is wat ons hier moet sien. Alhoewel hierdie gedeelte baie slegte figure in het, mense wonder altyd wie het nou hier reg gedoen en wie het nou verkeerd gedoen, moet ons sien God gebruik soms 'n vrou in hierdie interessante, vreemde opset. En so ons gaan by 4 punte stilstaan. 4 punte stilstaan. Eerstens die vrou van die vriend van die vyand. Tweedens die vrou se vrye verleiding. Derdens die vyand se verwyfde vermorseling. En vierdens die vriend se verlore verering. So ons gaan by hierdie 4 punte stilstaan soos ons deur die teksgedeelte werk. Die eerste punt is die vrou van die vriend van die vyand. En ons kry daar in vers 17. Vers 17 begin met hierdie gedeelte en dit stel vir ons voor aan Jael. Sy is die vrou van die vriend van die vyand. So hoor wat sê vers 17. Toe vlug Sisera te voet na die tent van Jael, die vrou van Heber, die Keniet, want daar was vrede tussen Jabin, die koning van Hasor, en die huis van Heber, die Keniet. Dit begin met Jael, dit stel ons voor aan Jael, en wat interessant is, wat spesifiek uitgelig word, is wie se vrou sy is. Sy is die vrou van Heber, die Keniet. Heber doen omtrent niks in die hele gedeelte. Hy doen niks in die hele gedeelte nie. Maar sy naam word 3 keer genoem. 3 keer word daar gepraat van Heber, die Keniet. In vers 11, vers 17 en ook in vers 21 word daar gepraat van Heber, die Keniet. Maar hy word heeltyd gekoppel aan Jael. Nou wat is hier aan die gang? Ons moet sien wie Jael is. Deur haar man is sy nie 'n kind van Israel nie. Sy is nie 'n Israeliet nie, hulle is Keniete. Die Keniete was 'n aangetroude familie van die Israeliete gewees. Moses se skoonfamilie was Keniete gewees. Jy lees dit byvoorbeeld in vers 11. En so hulle was skoonfamilie gewees, maar spesifiek hierdie Keniete het hulle self verbind aan die vyande van Israel. Jy lees daar in vers 17, Heber die Keniet het vrede gehad met Jabin, en Jabin is die vyhandige koning wat besig is om Israel te onderdruk. En so, vanuit die staanspoor is Jael nie die tipe persoon wat jy sou verwag gaan verlossing vir God se volk bring nie. Eerstens is sy 'n vrou. Sy is 'n vrou en mense daardie tyd sou
ook maar soos vandag, mense daardie tyd sou nie regtig gedink het dat 'n vrou hierdie tipe rol gaan inneem om vir Sisera daar in die tent dood te maak nie. Dit sou baie vreemd gewees het. So met die eerste oogopslag sou mense sê, sy's 'n vrou, sy gaan nie iets hieraan doen nie. Ten beste sou jy dalk kon hoop sy gaan haar man gaan roep en sê, kom ons doen iets aan hierdie ou. Kom ons doen iets aan hierdie generaal, ons probeer hom dood te maak. Maar omdat sy getroud is met 'n man wat homself verbind het aan die vyand, kan jy regtig nie enigiets hier verwag nie. Dit lyk asof Sisera dalk gaan ontsnap. Hier het hy uiteindelik by sy vriende aangekom. Hy kom by 'n vrou en die vrou is getroud met een van Sisera se vriende, 'n vrou van die vriend van die vyand. En tog is hierdie dan die vrou wat God gebruik om Sisera dood te maak. Deur hierdie vrou bring hy sy verlossing vir sy volk. Wat moet ons daaruit leer? Wat moet ons daaruit leer? Ons moet daaruit leer dat God baie maniere het om sy volk te red. Hy doen dit soms op maniere wat jy nooit sou kon indink nie. Soos hy gebruik hierdie vrou, een van die mees onwaarskynlike mense om die volk Israel te red, en hy gebruik haar, hy kies haar as sy instrument om Sisera dood te maak. Ons moet net stom staan eintlik voor die wysheid van God, dat hy selfs op hierdie manier, 'n baie vreemde manier, 'n manier wat niemand sou kon dink, hy gaan sy volk daardeur red nie. En God sê, ek het 'n plan. Ek weet hoe ek my volk gaan verlos, selfs deur 'n vrou. En ek dink ons ken iets van dit in ons geskiedenis, in die geskiedenis van die Afrikaner volk. As ons terugdink aan hoeveel keer God ons volk al in die verlede beskerm het en gered het uit moeilike, uitdagende omstandighede waar mense sou dink, eintlik moet dit die einde van ons eie volk wees. En tog het God ons bewaar en ons laat behoue bly. En soms, dit is wat ons moet raak sien, soms doen hy dit op die mees verrassende maniere. Die mees vreemde maniere. Dink net aan Bloedrivier. Hoe het God ons volk daar by Bloedrivier verlos? Wat het daar gebeur? Hy het misgebruik. Nee, die van julle wat die geskiedenis ken sal weet, hy het misgebruik wat eintlik veronderstel was om slegte nuus vir die voortrekkers daar te wees, want as jy met 'n voorlaaier skiet en daar kom mis op jou kruit, dan kan jy nie meer die kruit gebruik nie. En so daar sit die voortrekkers in die aand in hulle laar en 'n digte mis sak toe. Jy kan skaars 15 meter voor jou sien. Skynbaar is dit verby. Hoe gaan jy nou nog oorleef? En daar dieselfde mis is op die ou end wat die Zulu impies heeltemal laat verwar het en hulle trek uit mekaar en wanneer hulle dan in die oggend aanval, wanneer die mis verdamp het deur die son, dan val hulle aan en hulle is gedisoriënteer. Hulle val nie aan in die bekende buffelhoringstyl van Shaka Zulu nie. Hulle val nou aan los van mekaar en die jong manne val alleen aan en dit is hoe die voortrekkers op die ou end die oorwinning behaal. Deur iets soos mis, wat eintlik veronderstel is om slegte nuus te wees. En dit is hoe God altyd werk. Werk hy nie ook so in ons lewens nie? Hy werk op die mees verrassende, wat ons sou sê onwaarskynlike maniere. Dit is baie keer is dit iemand wat jy sou nie gedink het daardie persoon gaan 'n impak op my lewe maak, jy maak daardie persoon 'n groot impak. Jy sou nie gedink het daardie huisbesoek wat 'n mens doen, hierdie huisbesoek gaan eintlik vir my verrykend wees en dan is dit juist so 'n verrykende huisbesoek vir jou nie. Jy sou nie gedink het daardie persoon is iemand wat God gaan plaas in 'n spesifieke posisie waar hulle die hele wêreld kan verander nie. En tog is dit daardie persoon wat skynbaar in die oë van die wêreld so onbelangrik sou wees. Dit is hoe God te werk gaan, deur die geskiedenis heen. En die hoogtepunt daarvan is Jesus Christus aan die kruis. Want wat sien ons daar? Ons sien daar die een wat skynbaar swak gelyk het. Mense sou na Jesus gekyk en gesê, hy is swakker as 'n vrou, daar hang hy aan die kruis. Hy kan homself nie eens verlos nie. En dit, wat skynbaar so vreemd is, nie as die apostels het gedink, dit is hoe God sy verlossing, hulle het gedink, plan het misluk, ons het probeer, dit het nie gewerk nie. En dan is dit hoe God sy verlossing vir sy volk bring. Dit kan net so wees in ons omstandighede vandag, in jou persoonlike omstandighede. Jy hak dalk vas, jy hak persoonlik vas, dit lyk asof net deure oral om jou toe gaan, daar is geen verlossing moontlik nie. Mens sit vas, jy voel jy is in 'n baie diep gat, wie gaan my hier uitred? En God se woord sê, hou jou oë op, want God gebruik soms die vreemdste maniere. Jy het geen idee gehad dat dit is hoe hy verlossing in jou lewe bring nie, maar as jy dit dan regtig raak sien jy dit is baie heerliker, baie mooier as wat ons ooit sou kon indink. Ook in ons politieke omstandighede, dit is nie bo God om die mees onwaarskynlike persone waarin ons gedink het te gebruik om vir ons ook te verlos uit ons politieke omstandighede waarin ons tans verkeer nie.
En ons moet ons oë oop hou vir wie is die mense wat God wil gebruik en sy hand altyd daar agter raak sien, want op die ou end van die dag gaan dit nie oor enige mense nie. Dit gaan oor God. As hy in sy raadsplan wil besluit, hy gaan hierdie vrou op hierdie manier gebruik, dan mag hy. Hy hoef nie homself te onderwerp aan die sosiale standaarde van daardie dag, of aan die sosiale standaarde van ons dag nie. As God wil besluit, hy wil, mens voel amper versigtig om dit te sê, as God wil besluit, hy wil 'n swart politikus gebruik om vir die Afrikaners onafhanklikheid te gee, mag hy? Natuurlik. Hy is die koning van die wêreld, waarom mag hy nie? Kan hy? Natuurlik. In God se woord moet ons sien, God kan die mees onwaarskynlike persone, die mees vreemde persone, iemand wat jy gedink het, gaan nooit die persoon wees wat vir ons in ons omstandighede kan help nie. En God beskik dat dit 'n Jael is wat die kop van die vyand verpletter. Dis wat ons hier moet sien. Al die eer kom God toe. Hy is die een wat dit alles gedoen het. Die tweede punt, die vrou se fraaie verleiding. Die vrou se fraaie verleiding. 'n Mens sien dit nie so goed in die Afrikaanse vertaling nie. Daar's Rigters, die boek Rigters is eintlik vol van nuances en sinspelings. Dit is 'n baie interessante boek om te bestudeer. En hierso is dit geen uitsondering nie. Daar is soveel sinspelings daar in die Hebreëus. Dis eintlik hartseer, maar mens kan dit nie in enige taal regtig vertaal nie. Maar wanneer jy dit lees, dan kom jy agter hierso is iets aan die gang wanneer Jael vir Sisera in die tent inbring. Daar's 'n soort vroulikheid in die manier hoe sy hom op sy gemak plaas. So byvoorbeeld die naam Jael beteken bergbokkie of steenbokkie. Ons vertaal dit baie keer steenbokkie in die Afrikaans. Is 'n bokkie wat op die berg, nie soos ons steenbokkies presies nie, maar soortgelyk, 'n steenbokkie wel, wat daar so in die berglande van daardie plek geleef het. En mense in daardie dag, mans, sou van hulle geliefdes praat as 'n Jael, as 'n steenbokkie. 'n Voorbeeld is Spreuke 5 vers 18 tot 19 wat sê: "Mag jou fontein geseënd wees en verheug jou oor die vrou van jou jeug, die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie." So Afrikaanse mans wat vandag van hulle geliefdes praat as bokkie is nie so ver van die spoor af nie. Dis 'n Bybelse manier. Die mense in die Bybel het so al gepraat van hulle geliefdes as 'n steenbokkie. En jy kan jouself indink, 'n steenbokkie is baie fyn gebou, is 'n mooi diertjie en so maak sin om dit te gebruik as 'n troetelnaam vir 'n mens se geliefde, vir 'n vroulike geliefde. En so daar alreeds is daar iets in die naam wat vir haar gebruik word. Sy is Jael, die steenbokkie. En dan bring sy hom in die tent in, wat nog verder 'n mens moet sê, is iets aan die gang. Dit sou vreemd gewees het vir daardie mense, net soos dit vreemd is vir ons. Dink net, dis nie heeltemal die tipe ding wat jy doen. 'n Vrou sal dit ook nie eers vandag doen, om 'n man in haar slaapkamer in te bring nie. Nee, dit is, al is dit 'n man van jou, al is dit 'n vriend van jou man, jy gaan hom nie in jou slaapkamer inbring as net jy en hy alleen daar nie. Dit is ongehoord, dit is eintlik onvanpas. So as iets vrouliks, sy gebruik haar vroulike aantreklikheid om hom op sy gemak te kry, en jy sien dit nog verder, hoe sy ook haar moederlikheid gebruik om hom op sy gemak te kry. Sy sit 'n kombers oor hom, soos 'n ma wat 'n seentjie met 'n kombers toe maak. Sy gee vir hom melk om te drink. Daar's vroulikheid en moederlikheid in die manier hoe sy hom op sy gemak kry, sodat hy op die oomblik aan die slaap raak, en dan slaan sy haar slag. Jy kan sien, die manier hoe Jael te werk gaan is baie vroulik. Sy doen dit nie soos 'n man dit sou gedoen het nie. 'n Man sou op die vyand afgestorm het met 'n ontblote swaard en hom doodgesteek het. Dis hoe 'n man te werk gaan, direk, en jy val hom aan. Maar Jael werk baie vroulik in die manier hoe sy hom op die oomblik op sy gemak kry en hom dan doodmaak. Wat moet ons daaruit leer? Ons moet hieruit leer dat selfs wanneer 'n vrou in sulke omstandighede die werk van 'n man doen, want daar is geen mans om daardie werk te doen nie, dan doen sy dit nog steeds op 'n vroulike manier. Sy verwerp nie haar vroulikheid wanneer sy hierdie werk doen nie. Sy doen dit eintlik, dis juist die vervulling van haar vroulikheid wanneer sy hierdie werk doen. Nou daar's twee verskillende maniere hoe mense gewoonlik wil gaan. Jy hoor hierso van 'n figuur soos Jael. Gewoonlik is daar twee verskillende rigtings waarin mense wil gaan wanneer hulle dit interpreteer. Die een interpretasie kan mens sê is die mal feminis interpretasie. En die ander interpretasie is die porseleinpop vrou interpretasie. Die mal feminis interpretasie sê, hier is nou 'n regverdiging vir waarom vrouens vandag
om nou maar so te sê, is 'n karikatuur, maar mal feministe moet wees. Skeer jou hare af, dra ten minste 3 verskillende neustringe, haat alles wat 'n man is, haat die patriargie, haat jou pa, haat jou broers, haat jou enigiets wat 'n man is, haat God, selfs hom want hy is 'n vader, ons haat alles en ons verwerp alles. Jy weet, is die mal feminist interpretasie en sê, hierso het jy 'n regverdiging vir dit. Jael het nie 'n man nodig gehad nie, sy was reg, sterk, onafhanklike vrou, hier het jy 'n bewys daarvoor. Die ander uiterste is die porseleinpopvrou uiterste. So dan is dit wanneer iemand sal sê, jy weet wat? Jael was eintlik nie besig om die regte ding te doen nie. Sy moes eers na haar man toe gegaan het en sy toestemming gevra het voor sy suster haar doodgemaak het. En dan as hy vir haar gesê het, nee, eerder nie, want ons is vriende met hierdie man, dan moes sy dalk gesê het, jy weet, ek onderwerp my aan jou, ek gaan eerder nie hierdie vyand van Israel doodmaak nie. En altwee hierdie interpretasies, altyd hierdie goed is verkeerd. Daar's 'n Bybelse weg en die Bybelse weg sê nee, dis moontlik vir 'n vrou in hierdie omstandighede om haar vroulikheid toe te eien en haar vroulikheid uit te leef en tog hierdie daad te doen. Te trap op of 'n tentpen te slaan deur die kop van die vyand en verlossing te bring op hierdie manier vir die volk van die Here. En wat beteken dit dan vir ons vrouens vandag? Vir ons vrouens vandag is hierdie nie aan die eerste plek. Die boek hier gaan nie in die eerste plek oor wat is 'n vrou se rol, moet sy nou buite die huis werk of moet sy binne die huis wees, wanneer mag sy buite wees, wanneer mag sy binne wees en wanneer presies moet sy haar man se toestemming vra en wanneer moet sy nie haar man se toestemming, dit is nie die punt van hierdie gedeelte nie. Maar wat jy hier baie duidelik sien, is moenie bang wees om die regte ding te doen, net omdat jy 'n vrou is nie. Maar wanneer jy dit dan doen, moet dit nie doen uit haat vir jou vroulikheid nie. Moenie jou vroulikheid verwerp om die ding te doen wat gedoen moet word nie. Doen dit op 'n vroulike manier. Die vroulikheid wat jy het, is iets wat God vir jou gegee het. Wees bly daaroor. 'n Bekende Christelike joernalis het eenmaal gesê dat as 'n vrou haar vuiste bal gereed om te boks, dan plaas sy haarself in die enigste postuur waarin 'n man nie bang vir haar is nie. Hy gaan bang wees vir haar in enige ander situasie, maar sodra sy haar vroulikheid weggooi en probeer om 'n man te wees, dit is die enigste ding waarin hy beter is as sy, is om 'n man te wees, want hy is sy hele lewe lank al 'n man. As sy nou probeer om 'n man te wees, dan is die speelveld is gelyk. Nou het hy geen vrees meer nie. En dit is so, God het ons gemaak, die enigste ding wat 'n vrou beter as 'n man kan doen, is om 'n vrou te wees. Die enigste ding wat 'n man beter kan doen as 'n vrou, is om 'n man te wees. God het ons so gemaak. En wat die verstommende ding is, dat vrouens vandag terwille daarvan om te probeer om hulle self te bevorder, hulle self meer krag en mag te gee, hulle self te bemagtig, dan gooi hulle vroulikheid by die deur uit. Dis jou magtigste wapen, dit is wat God vir jou gegee het, hy het jou so gemaak. Gebruik dit tot jou voordeel, gebruik dit meer nog as dit, gebruik dit tot voordeel van die Here en sy koninkryk. Nou wil ek vir die vrouens vandag vra, hoe gebruik jy jou vroulikheid? Gebruik jy dit tot eer van die Here, tot uitbreiding van sy koninkryk, en tot opbou van jou mans en jou kinders, jou man en jou kinders? Of gebruik jy dit selfsugtig, tot jou eie voordeel alleen, en tot die skade van jou eie huis? Hoe gebruik jy jou vroulikheid? Hier in Rigters 4 kan ons iets sien van ware vroulikheid. Ware vroulikheid is nie skaam om die werk van 'n man te doen, wanneer daar die werk gedoen moet word, en daar geen mans is om dit te doen nie. Maar ware vroulikheid gaan ook nie daardie vroulike manier om dit te doen by die deur uitgooi nie. Ware vroulikheid is heeltemal anders as wat 'n man dit ooit sou doen. Nou bring ons dan by die derde punt. Die vyand se verwyfde vermorseling. Ons sien in vers 20 en 21. Weereens dit is sinspelings in die Hebreëus wat nie in die vertaling oorgedra kan word nie. Maar jy sien in vers 20 en 21 dat Sisera, nog voordat hy doodgemaak word, dan word hy eintlik ontman. Hy verloor sy manlikheid deur dit wat Jael aan hom doen. Ek het nou reeds genoem, sy sit hom, dis amper asof sy 'n moeder is met 'n klein seentjie wat in die bed gesit word. Maar daar's meer nog aan dit. So in vers 20, dan sê hy vir haar, gaan staan by die tentdeur en as iemand kom en jou vra, is hier iemand, antwoord dan nee. In die Hebreëus spreek hy haar eintlik dan aan asof sy 'n man is. So hy spreek haar aan, dis amper, jy sou dit dalk kon vertaal en sê, hy sê vir haar, jy, man, gaan staan by die deur.
En as iemand dan inkom, sê vir hulle, dan vra hy, as iemand vir jou vra, is hier 'n man? Sê dan nee. So hy sê vir haar, jy man, gaan staan by die deur, en as iemand vir jou vra, is hier 'n man? Sê nee. So hy spreek haar aan asof sy manlik is, sy neem ook die manlike rol in daardie verhouding, né? Hy slaap, hy kruip onder 'n kombers weg, sy moet by die deur staan, sy moet hom beskerm. In Afrikaans sou ons dalk sê, hy kruip agter 'n vrou se rok weg. Hy kruip weg agter haar, sy moet hom veilig hou, eerder as dat hy haar veilig hou. Hy tree nie manlik op nie. Hy spreek haar aan as 'n man, en dan is daar baie ironie in die feit dat hy vir haar sê, as iemand vir jou vra, is hier 'n man? Sê vir hom, nee. Daar is nie meer 'n man nie, dis net, een van die kommentare som dit so op, het sê, daar's net 'n sissie, daar's nie 'n man meer oor nie. En dis wat daar aan die gang is, hy word selfs van sy manlikheid op die ou end beroof, ook wanneer hy doodgemaak word. Jael gaan dan natuurlik, en wanneer hy slaap, dan neem sy 'n tentpen, en sy slaan die tentpen deur sy kop. Nou later in Rigters, dan ontmoet ons vir Abimelech. Abimelech is die seun van Gideon, en wanneer hy 'n stad aanval, dan gooi 'n vrou 'n meulsteen uit 'n toring uit, en dit val op sy kop, en hy is dan besig om dood te gaan, en hy sê dan, dit is 'n skande om deur 'n vrou doodgemaak te word. Hy sê vir sy onderdaan, steek my dood, dat hulle nie gaan sê ek is deur 'n vrou doodgemaak nie. En hierso het jy dieselfde soort skande wat hier na vore kom, want hierdie man is deur 'n vrou doodgemaak. Dit is nie 'n manlike dood om te sterf nie. Hy is nie eens wakker nie, hy het geen kans, hy kan homself nie eens verdedig nie. Dit is 'n baie vernederende dood om te sterf, en hy word doodgemaak met 'n tentpen. Waar het jy al ooit van so iets gehoor? Van iemand wat doodgemaak word deur 'n tentpen? Dis nie eers 'n wapen nie, dit is 'n wapen wat iemand gebruik as hulle niks anders het nie. En so jy sien hier dat hy selfs voordat hy doodgemaak word hy van sy manlikheid beroof. Hy word ontman, hy word verwyfd. En dit is een van die maniere hoe God ook sy oordeel oor mans kan voltrek, soos in hierdie gedeelte. En spesifiek ook, ons lees in die Bybel, dat dit 'n manier is hoe God sy oordeel oor 'n nasie kan voltrek, deur die mans te ontman. In Jesaja 3 vers 12 word God se oordeel oor Israel beskryf, en een van die eienskappe daarvan is dat kinders en vroue oor die volk gaan heers. Met ander woorde, as God sy oordeel oor 'n plek bring, dan een van die dinge wat hy kan doen, is hy kan van die mans minder manlik maak. Later wil hulle nie meer leidende posisies inneem nie, hulle wil nie meer hulle rol vervul nie, en wat dan gebeur, is vrouens en kinders met daardie rolle begin inneem, en so voltrek God sy oordeel oor 'n nasie. Dis ook wat in ons westerse wêreld gebeur, nie waar nie? Is mans wil nie meer hulle rolle inneem nie. Dit is 'n groot deel van ons probleem. Mans wil nie meer manlik wees nie. Hulle wil nie meer daardie posisies inneem nie. Praat nie van onderdrukking of enigiets soos dit nie. Net mans wil nie meer manlik wees nie. Mans is nie meer manlik nie. Wil nie meer ons mans word van kleins af geleer om verskoning te vra vir hulle manlikheid. Jy moet jammer sê, want enige manlikheid word beskryf as toksiese manlikheid. En jy moet om verskoning vra. Jy moet jammer sê omdat jy 'n man is, in plaas daarvan om daardie manlikheid in 'n goeie rigting te vat en dit op 'n goeie manier toe te pas. Dit kan deel wees van hoe God sy oordeel ook oor die westerse wêreld, hoor mooi, ons moet besef, dit kan deel wees van hoe God sy oordeel oor die westerse wêreld en oor die Suid-Afrikaners en die Afrikaner volk voltrek. Dat mans nie meer manlik is nie. Dit is eintlik skokkend, die daling van testosteroonvlakke in mans oor die laaste 100 jaar. As 'n mens studies, selfs die sekulêre wêreld kom dit agter. Maar daar is aansienlike daling in die testosteroonvlakke van mans oor die laaste 100 jaar. So selfs op 'n biologiese vlak word mans minder en minder manlik. Hulle tree nie meer soos goeie Bybelse Christelike mans op nie. Inteendeel, ons word ontman, en jy sien dit deur die hele wêreld. Dieselfde statistieke kan 'n mens sien as dit gaan oor greepsterkte van jou hand. Daar's aansienlike daling in mans se greepsterkte, wat een van die dinge is wat jy kan sien as 'n fisiese ding. Mans oor die algemeen vandag is fisies swakker as 30, 50 en 100 jaar gelede. En ons as kerk, ons as Christene, is dan juist veronderstel om, net soos ons 'n idee van ware vroulikheid moet herwin, moet ons ook 'n idee van ware manlikheid herwin. En dit is moeilik. Dit is moeilik in ons dag, want manlikheid word links en regs as giftig, as toksies beskryf. Maar as ons met die jong mans kan praat, veral ouer mans ook, wat behels ware manlikheid? Wat behels ware manlikheid?
Dit begin, hoor mooi, dit begin op jou knieë, voor die ware man, Jesus Christus. Moenie dink dit is manlik om hier in die kerk te sit en ek bely nie my sondes nie, ek is nie bewus daarvan nie. Weet jy, dit is lafhartig. Meer lafhartig as Sisera. Ek wil wegkom van my probleem sonder om dit aan te spreek. En ek gaan nie na Jesus toe kom en na die probleem laat uitsorteer by die ware man, Jesus Christus nie. En so as ons 'n idee vir ware manlikheid wil herwin, dan begin dit by Jesus Christus. Tweedens dan, ons moet ophou om verskoning te vra vir manlikheid. Manlikheid in sigself is nie 'n slegte ding nie. Manlikheid kan soos enige ding sleg gebruik word, maar dit is iets wat God vir ons gegee het. En 'n mens moet nooit daarvoor om verskoning vra nie, maak nie saak hoeveel keer die wêreld sê 'n mens moet vir goeie manlikheid ook verskoning vra nie. Derdens, spesifiek vir die jong mans, kry ouer mans in jou lewe. Ek weet jy wil nie vir ouer mans luister nie, maar kry hulle in jou lewe. Mans vir wie jy kan luister, mans by wie jy kan leer. Christelike mans, Bybelse mans. Nie sommer enige man wat, julle weet mos hoe die mans, baie mans vandag is. Jy weet, brandewyn het geen brieke nie. Nie so 'n tipe man nie. Kry 'n ordentlike Bybelse man en verskeie mans in jou lewe, ouer mans by wie jy kan leer wat beteken dit om 'n Bybelse Christelike man te wees. En laastens, lees jou Bybel. Lees jou Bybel. Soveel mans vandag dink ag, is nie belangrik nie. Dis nie belangrik nie, ons wêreld het nie nodig nie. Dit is 'n baie manlike ding om te doen, want in die Bybel ontmoet jy die man, die ware man, die beste, mees egte, opregte man wat jy ooit kan ontmoet, die sterkste man wat jy ooit kan ontmoet, Jesus Christus. As jy 'n ware man wil wees en jy lees nie jou Bybel nie, dan gaan dit onmoontlik wees, want daar is geen man wat vir jou so goed kan leer om hoe manlik te wees soos hierdie ene, Jesus Christus nie. We bring ons by die laaste punt, die vierde punt, en dit is in vers 22, die vriend se verlore verering. Het gaan oor Barak. So in vers 22 kom Barak weer op die prentjie. Vers 22 sê, kyk, terwyl Barak Sisera agtervolg, gaan Jael uit hom tegemoet en sê vir hom, kom, en ek sal u die man wys wat u soek. En toe hy by haar inkom, lê Sisera daar dood met die pen deur die slaap van sy hoof. Nou vroeër in die gedeelte het ons gehoor van Deborah. Deborah is ook 'n vrou en sy is die rigter in Israel in daardie tyd en sy is ook 'n profetes. Sy bring profeseë en sy word dan deur God gelei om vir Barak te roep, en vir Barak wat 'n generaal is, 'n soort generaal, hy is 'n leier van manskappe. Sy sê vir Barak, jy moet gaan 'n klomp manskappe versamel uit Sebulon en Naftali, wat twee van die stamme was, kry hulle bymekaar en dan gaan maak julle oorlog teen Sisera en Jabin. Wat sê Barak? Ek sal luister vir die woord van die Here, kom ek gaan doen dit, God sal vir ons die oorwinning gee. Hy sê dit gedeeltelik, hy sê ek sal gaan, maar jy moet met my saamkom, Deborah. En so jy sien, selfs hy, hierdie man, al die mans in hierdie gedeelte kruip agter die vrouens se rokke weg, en selfs Barak doen dit, en Deborah, deur die gees van die Here sê Deborah dan vir hom, dis reg, ek sal sekerlik met jou saamkom, maar die eer vir die oorwinning gaan dan nie vir jou gegee word nie, dit gaan vir 'n vrou gegee word. Nou die vrou is natuurlik Jael. Nou mens moet oppas om te veel kritiek te hê teen Barak. Ons moet besef ook dat in die Nuwe Testament, in Hebreërs 11, word Barak genoem as een van die helde van die geloof. Barak word genoem as een van die helde van die geloof, en dan is dit interessant dat Deborah en Jael se name word nie eens daar genoem nie. So ons sien wel iets in Barak se optrede van ware geloof. Hy luister vir die woord van die Here op die einde van die dag. Al is hy swak, al is hy nie die tipe man wat hy moet wees heeltemal nie. Maar iets wat belangrik is hier, Barak gaan agter Sisera aan. Dalk wil hy probeer om die woord van die Here verkeerd te bewys. Hy gaan wel vir Sisera kry en hom doodmaak, maar hy kom dan op die einde by die tent van Jael en Sisera is reeds dood. In die volgende hoofstuk, in hoofstuk 5 vers 24, dan sing Deborah en Barak, albei van hulle sing saam en hulle bewys eer aan Jael. Hulle sing in vers 24 van hoofstuk 5, mag bo die vroue geseënd wees Jael, die vrou van Heber die Keniet, geseënd wees bo die vroue in die tent. Selfs Barak bewys eer aan Jael, want sy het Sisera doodgemaak. En die grootste eer wat Jael ontvang, die grootste eer wat sy ontvang is op die ou en dat sy 'n heenwysing kan wees na Jesus Christus. Is interessant hoe jy die echo kan hoor later, 1000 jaar later in Lukas 1, wanneer Elisabeth
die eer van Maria, sy gee eer aan Maria, die moeder van Jesus in Lukas 1, dan beskryf sy vir Maria net soos hierdie. Sy sê vir Maria, geseënd is jy onder al die vroue. Op dieselfde manier, dit is 'n ego van wat Jael ontvang het. Albei van hulle ontvang 'n soortgelyke seën. Hulle is geseën bo al die ander vroue. En so jy sien dan, Jael se grootste eer is dat sy mag heenwys na die eintlike verlosser, die een wat gebore word uit die maagd Maria, die een wat gebore word en die ware vyand se kop verpletter. Want dit is wat Jael hier gedoen het, sy verpletter die kop van 'n tydelike vyand, maar Jesus Christus verpletter die kop van God se ewige vyand, die duiwel, die Satan, die een wat nie net vir 'n paar jaartjies God se volk verdruk het nie, maar wat tot in ewigheid in die hel verdoem sal word. En Jesus Christus is die een wat die oorwinning oor hom behaal. Ja, hulle is die heenwysing na Jesus Christus. Jesus Christus is die een wat skynbaar so swak gelyk het, so 'n onwaarskynlike verlosser, en tog is hy die een wat sy volk van hulle sondes verlos het. Jy kan in hierdie gedeelte sê, die fokus is van begin tot einde op God. En eintlik dan implisiet ook op Jesus Christus. Die hele boek Rigters en die geskiedenis van Jael selfs verlang na 'n ware verlosser. 'n ware rigter, 'n ware koning, wat die koppe van al die vyande sal kom verbrysel. En Jesus Christus is daardie een. Hy is ook die een wat ons kan help in ons omstandighede vandag, waar ons ook leef in onderste bo wêreld. Hy is ons hoop. Hy is die een wat ons wêreld weer kan kom regstel. Hy is die een wat die vyande van God kan verower. As ons dan afsluit met die vraag waarmee ons begin het, wat is 'n vrou? En wat is 'n man? Baie dele in die Bybel leer vir ons van vroulikheid en manlikheid, en hierdie is een van hulle. En iets wat jy hier moet sien, is jy moet twee figure sien. Die een is op die voorgrond en die ander een skynbaar op die agtergrond. Jael wys vir mens iets van ware vroulikheid, maar sy wys heen na die ware man, Jesus Christus. Die een wat ons wêreld kom herstel soos wat dit moet wees. Die een wat sy volk kom verlos van hulle vyande. Die een wat vir ons werklik kom herstel ook in ons rolle as mans en vroue. En daarom is die oproep van die preek vandag, hou jou oog op hierdie Jesus. Amen. Ons gaan nou 'n lied sing. Dit is 'n gebed, so ons gaan gesang 95 as gebed sing. Dis die Onse Vader. Maar dan wil ek vra dat ons direk na dit ook ons doxologie sing. So dit is Psalm 46. So ons sing gesang 95, die Onse Vader, en dan direk na dit gaan ons Psalm 46 sing. Ek dink meeste van julle behoort die Onse Vader uit die koppe te ken, andersins blaai nou maar net tussen die twee liedere. So gesang 95, die Onse Vader, en dan direk daarna Psalm 46, vers 1, 3, 5 en 6. So 1, 3, 5 en 6 van Psalm 46, direk na die Onse Vader.
Die drie enige God stuur ons weg om te gaan leef onder sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.